groot die geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim. En ek sê nie net hierdie dingetjie op soos 'n rympie nie, ek bedoel elke woord wat ek sê. Geliefdes, ek wil vandag ietsie anders te praat. En vir u vra, wat 'n rol speel Jahwe se besluite in jou lewe? Skop jy baie teen die prikkels of nie? En ek wil bietjie vir u vra, want dit is iets wat my pla in die laaste tyd, dat mense het nie meer getuienisse nie. Of hulle het dit, maar hulle weet dit nie, omdat hulle nie daaroor praat nie. En ek wil u vertel, toe ek 19 jaar oud was, had ek u net van 'n gedeelte daarvan vertel toe ek in die weermag was. Alreeds 'n jaar op die grens in Angola. Jy mag nie briewe huis toe skryf nie. Jy mag nie vir jou ouers of vir wie ook al, vir jou geliefdes vertel waar's jy nie. Jy is ek besonder as met Amerikaanse gevegsklere. En hulle het gesê, maar jy mag nie eers jou Bybel saamvat. En ek het natuurlik vir hulle gesê, dan gaan ek nie. Dan kan hulle my maar hier los. Want dis my swaard, en ek het nie al hierdie goede, hoe ek groot geword het, met hierdie liefde vir die woord van Jahwe. Wat ek baie dankbaar teenoor my ouers is. En jy weet, daar op die 31ste Desember 1976, toe is ek gewond so 17 kilometer van die dorpie Katof af, so 50 kilometer van Luanda. En dit was redelik ernstig in die sin dat ek baie gebloei het. En ek was alleen, ek het iemand gehad wat die radio gehad het, en toe ek sien, hy gaan dalk ook in die moeilikheid kom, toe hardloop ek tussen hulle in. En ek het die vuur op my getrek, want ek het geweet, hy kan dalk nog wegkom, want hy was nie, jy weet, hy was so 'n paar meter agter my gewees. En weet die geliefdes, die wonderlikste daarvan was, hulle skiet hom hier, en sy verkyker het hier gehang, toe hy omdraai om my te kom help. Maar die koel is deur sy maag, en wat sy nou maar nie een van die organe getref nie. Wonderlik hoe Jahwe jou beskerm. Maar om 'n lang storie kort te maak, bevind ek my later alleen, met 'n bloedspoor, met 'n klomp kibane agter my aan. Of so het ek gedink, wat is die logiese ding wat hulle wou gedoen het. En ek het die handgranaat in my linkerhand gevat en die veiligheidspennetjie uitgetrek en hom weggegooi. Met die R4 in my regterhand, of die R1 in my regterhand. En ek wil julle net vertel van hierdie gebeurtenisse in my lewe. En spesifiek, hoe ek in 'n slootjie geval het, so diep. Want ek het ook nou nie lekker balans nie, en ek kan nie lekker sien nie, en ek het my hemstukkend geskeur en oor my kop gebind om te probeer kyk of ek nie die bloeding kan stop. En ek het in hierdie slootjie geval en ek kon nie uitkom nie, en ek het vir myself gesê, luister van die Heer, weet jy wat? Jy gaan hier doodgaan, en jou pa ma gaan nie eens weet waar is jy nie, niemand kan jou begrawe nie. En weet jy, die volgende oomblik het ek uit daai slootjie uitgekruip het. En ek het 'n eentjie verder geloop, en ewe skielik het ek so opgekyk, en ek sien so waserig panserkarre staan. En ek sê, maar dis onmoontlik, dit kan nie my mense wees nie. En met dit het ek so stil gaan staan om nou te besef, te dink, wat kan ek nou verder doen?
En weet u, ek hoor iemand skree, daar is iemand, luitenant. En dis tot vandag toe my liefde vir die Afrikaanse taal. Daar is iemand. Toe ek daar in die vreemde gestaan het en nie geweet het wat ek kan doen nie, het ek my taal gehoor, my mense gehoor. En ek het daar mekaar gesak. En ek wil, dis waar ek wil begin met hierdie getuienis. En 'n groot vriend van my, ek gaan wel nou nie ingaan hoe hy ou Joffel van die Westhuizen, generaal Joffel van die Westhuizen hom gesê het, maar hy kan nie ingaan nie. Toe sê hy gaan in. Toe sê hy, maar dan gaan jy alleen in. Toe sê hy, maar vraai vir sy manne. Toe sê hulle gaan almal saam in. En weet u geliefdes, hy kom en hulle gaan tel my daar op. En hy herken my nie. Maar hy sê, wat hy toe nou geweet het, is hierdie simpel man, het hierdie handgranaat in sy linkerhand. En jy weet wat gebeur as jy nou bewusteloos raak. Dan ontspan jy. En hy sê, hoekom kan jy glo, jy vat die veiligheidspennetjie van die handgranaat en jy het hom weggegooi, maar hierdie hand het net so daai ding vasgehou, sodat hierdie veiligheidsmeganisme nie kon afgaan nie. En weet u, hy sê hy het 'n troep gevat en gesê, alright, hou vas hierdie hand so, jy weet, dat hy nie kan loskom nie, en hy het die lont uitgedraai, want hy draai so uit daai tipe handgranate wat ons gehad het. En om maar langs nou die kort te maak, ek weet niks van hierdie stories nie, dis wat hy vir my vertel het. En hulle maak my vas so voor die panserkar, want as mos nou nie plek nie. En al wat ek onthou, dit het bietjie gereën, dan kom ek by, en ek is nou vasgemaak, sodat ek nie kan afgly nie. Hou vas hulle my ook, en wat so kan, maar slaan hier die reendruppels in hierdie wond. En al wat ek onthou is daar die pyn. En ek het by die kanonne aangekom voor, en daar het 'n mediese doktertjie gewag, en hy het vir generaal Joffel van die Westhuizen gesê, hierdie man sal dit nie maak na die veldhospitaal toe nie, daar in Seela nie. Dit is so 70 km weer daarvan. En hy het die helikopters ingeroep, en hulle het deurgekom en my kom haal. En nou wil ek vir u vertel die wonderlikheid van Yahweh. En weet u, op 'n stadium nog lank voor hierdie gebeurtenis, het iemand waarvoor ek baie respek gehad het, ou generaal Eddie Webb het vir my gevra, "Zai, is jy nie bang om dood te gaan nie?" En ek het sê nee, want ek weet en ek dink ek is reg. Sou ek dan doodgaan, dan gaan ek ten minste hemel toe. Dit was my antwoord. Maar geliefdes, jy moet seker maak wat jy dink, en jy moet dit nie dink nie, jy moet dit glo. Jy moet weet dat jy reg is. Maar intussen het hierdie helikopter met my geland by hierdie veldhospitaal Seela. En die hoof van een militêre hospitaal van Pretoria, hy was 'n chirurg. Hy het 'n bietjie gaan uithelp daar oor die vakansietyd vir die medics daar in Angola. En hy in die RSM van een militêre hospitaal. Hulle twee, en dan nou 'n paar mediese ouetjies. En toe hulle my op van die dragbaar af was, toe voel hy my pols, toe sê hy, die man is klaar dood. En dit het hy vir my vertel in die hospitaal, toe ek by 1 mil gelê het. En dit was sy woorde en uit sy mond uit. Want ek het niks geweet nie, ek was bewusteloos. Hy sê my, jy moet baie dankbaar, toe daar in die hospitaal sê my, jy moet baie dankbaar wees teenoor hierdie RSM. Ek
sê nou, hoe so? Hy sê, want Petrus wou jou mos nie gehad het daarbo nie. En ek lag so 'n bietjie skelms af, want ek het nie, soos ander mense altyd sal sê, hierdie doodse ondervinding gehad nie. Ek het niks daarvan geweet nie. Maar, om 'n lang storie kort te maak, hy sê, en toe hulle my in hierdie lijksak het, tot hier onder my arms, toe sê die Samoeër, asseblief, kolonel, kom ons probeer hom, maar net. Hy sê, kolonel, ek is 'n dokter, ek weet as 'n man dood is, en wanneer 'n man nie dood is. Hy sê, maar jy's nou vervelig. Ja, alright, maak nou maar so. En hierdie troepe hardloop met my in hierdie theater, en dis sommer so 'n huis wat hulle omskep het, in 'n hospitaal, en 'n theater, en sulke wonderlike goed daar in die vreemde. En ek wil vir u net een ding sê, dat die getuienis wat daar ook van hierdie dokter uitgekom het, was vir my wonderlik. Hy sê, en hy loop stadig aan, agter hierdie ou aan, hierdie Samoeër, en hulle hardloop na hierdie ding toe, en hy steek 'n sigaret op, en hy loop stadig nou na hulle toe, agter hulle aan, en hy rook nou die sigaret, skud net sy kop, en hy sê, en hy kom in hierdie theater, en hy sê, daar staan 'n stoel, en hy so langs die deur, en hy gaan sit op die stoel, hy sê, en hy sit so en rook, hy sê, en hierdie Samoeër is met hierdie elektriese pulse, hierdie, wat ons noem strykysters, en hy sê, en hy druk hom, en daar gebeur niks nie, die monitors is stil, hy sê, Samoeër, luister nou mooi vir my, die man is dood, los hom uit. Weet jy, geliefdes, hy sê, die Samoeër kyk hom so, draai so om en kyk hom so, hy sê, ek het hom 6 keer probeer, gaat hom nou die 7de keer probeer, en dan is hy klaar. Hy sê, en hy skud net sy kop, en hy kyk so weg, hy sê, en hy hoor toe nou die ding, en hy hoor, daar gaan die monitors. Hy sê, en hy van verbasing spring hy op, en hy kyk so, hy sê, en hy spoeg die sigaret uit, en hy sien, hier staan die RSM gevries met hierdie goed in sy hand. En hy sê, en hy hardloop, en hy gryp hierdie goed in sy hand, en daar gaan staan die hart weer. Hy sê, en hy druk hom weer, geliefdes. Hy sê, en hy draai so om, en hy sien die Samoeër daar in die stoel sit. Hy sê, en hierdie Samoeër sit en rook. Hy sê, en hy draai so om, hy sê, jy het hom 6 keer probeer, ek het hom nou die 7de keer probeer. En dan gaat ek op. Hy sê, en toe hom die 7de keer druk, daar gaan die hart. En hulle het my hier oopgesny, en die bloed in pypies ingedruk, want die are is mos nou allemaal plat getrek, jy weet, die laaste bloed uitgegaan het. En hierdie medics, hy sê, hierdie medics moet hierdie sakkies bloed so druk. Hy sê, en ewe skielik gaan hy oor en begin hy te opereer. Hy sê, en hy het baie lang geopereer, ek weet nie, paar ure, want daar was bloeding op die brein. En ek weet niks daarvan af nie. Hy sê, en hy het so omgedraai, en het by die Samoeër gaan sê, Samoeër, toe hy nou klaar geopereer het, en vir die manne gesê het, alright, verbind hom net. Het hy daar laat hom gaan sit, en vir hom gesê, waar is my sigaret? En hy sê, hierso, hy sê, maar dit was een vol pakkie sigaret, en daar is nog net 2 oor. Hy sê, Samoeër, maar jy rook mos nie. Hy sê, maar nou rook ek. Hy sê, weet jy, van daardie dag af, het ek in 'n God geglo, want ek het nooit in hom geglo nie. Hy sê, maar hy het vir hom so gekyk, hierdie Samoeër, sê, Samoeër, weet jy wat, ons het die grootste onreg aan daardie man wat daar lê gedoen. Die Samoeër sê, hoekom? Hy sê, jy het dan hierdie man se lewe gered. En hierdie man sê toe, hy sê,
Ja, maar hy gaan 'n koolkop wees. Want daardie brein was sonder suurstof, ure sonder suurstof. En nou, geliefdes, as ek daar en ek dink daai plek wat hulle noem daar in Suidwes, daai stad was dit nog Suidwes, ek verkies om dit so te noem. Vandag noem hulle hom Namibië. En ek sal nooit vergeet nie. En hierdie vliegtuig het so met sy agterste deure het oopgegaan. En toe ek bykom, toe ek so kyk, toe sien ek die mooiste sonsondergang wat daar is, want ek is op pad na 1 Mil Hospitaal toe. En daar het ek bygekom. En die volgende oomblik is hier 2 manne hier langs my. En ek kyk hulle so, hulle sê, luitenant, wie is jy? Ek sê, man, wie is julle? Ek sê, ek is daai van die Heefer. Hulle sê, wat 'n dag is dit? Ek sê, man, hoe moet ek nou weet, wat 'n dag? Hoekom vra julle my al hierdie vrae? En die next moment spring hierdie 2 manne om in hulle hartklop. En ek verstaan nie, ek kyk hulle so agterna en ek wil nie my kop uitlik skud nie, want hy is half seer. Maar ek kyk vir hierdie wonderlike ondergang van hierdie son. Om 'n lang storie kort te maak, geliefdes, 'n paar ure daarna in die nag, toe land ons op Waterkloof lughawe. En al die stare orrels, baie van hulle het ek self uitgeskiet as oupie, het saam met ons daar aangekom. En daar die volgende oomblik toe daai ambulans so binne in hierdie vliegtuig trek. Toe's dit kolonelle en kapteins en majore wat jou daarin dra. Want alles is mos geheim. Toe besef ek, maar weet jy, niks is geheim by Jahwe. Hoekom vertel ek hierdie wonderlike verhaal, geliefdes? Sodat ek en jy kan weet, wat is ek en jy se doel op hierdie aarde. En het ek baie kere daaroor nagedink. En hierdie kolonel, hierdie sheriff, het vir my gesê, dis onmoontlik wat met jou gebeur het. Hy sê, dis hoekom ek gesê het, Petrus wil jou nie hê daarbo nie. Hy sê, want dis onmoontlik dat jy nie 'n koolkop was, of is. En weet jy, ek het baie oor hierdie goed nagedink. En ek onthou generaal Eddie Webb se woorde, is jy nie bang om dood te gaan? En geliefdes, weet jy, ek het gedink ek is reg, maar ek het geweet ek was nie reg nie, want Jahwe het nog 'n doel met my gehad op hierdie aarde. Sodat ek vir u hierdie verhaal kan kom vertel op hierdie pinkstoel. Van hoe wonderbaarlik Jahwe is, dat hy hierdie hand, 'n engel stuur om hierdie hand vashou, sodat daardie hand nie ontspan en hierdie granaat my opgeblaas het, en dalk nog ander mense ook opgeblaas het. Hoe wonderbaarlik hy is, dat hulle my laat daai panserkarre uit die bloute in hierdie gevaargebied ingaan. Hierdie wonderlike vriend van my, ou Ben van die Westes, en ek wens ek kan hom weer eendag ontmoet. Ek wens ek kan weet waar hy. Hoe Jahwe hulle ingestuur het. Wonderbaarlike manne. Toe ek eendag hier herstel na ek uit 1 Mil Hospitaal het gekom het, was ek weer opgegaan. Maar dit was anders gewees hierdie keer. Dis asof ek nie 'n doel gehad het nie. En weet jy, 'n paar maande daarna sit ons om 'n tafel, ons is 5 ouens. Soldate, jong soldate, luitenante. En
meneer P.W. Botha, wat daai stadium die minister van verdediging nog was, vra vir elkeen van ons, hy sê, hier is die vorm, sluit net aan, permanent aan, want ons was op kortdiens aangestel. En baie van daai manne het aangesluit en het wonderlike soldate geword. En weet jy, my sussie het eendag my gesê, weet jy, as jy daai dag ja gesê het, was jy seker nou well away. Want ek onthou sy woorde nog baie goed, ou meneer P.W. Botha, want hy was 'n baie ernstige man gewees. Wat ek dink omgegee het vir sy mense. Het vir my gesê, jy sal die jongste kaptein in die geskiedenis van die weermag wees. Sê ek dit vir u, nie oor hierdie, oor daardie rede, ek sê dit vir u, maar dit was nie Jahwe se plan met my gewees. En ek gesê, nee, ek het nou al 'n paar keer lelike ondervindings gehad, by die dood omgedraai, ek gaan nou huis toe. En ek gaan daar 'n bietjie lekker kom bly. Daar, en van daai tyd af het ek toe nou plaas toe gekom. Was dit wonderlike tye in my lewe van swaar kry, maar dit het my geleer hoe om die lewe te kan hanteer. Want weet u geliefdes, ek het 'n haat in my gehad. En ek sê dit nou hier oor die lig. Ek sou F.W. de Klerk en Pik Botha en daai manne, sonder om 'n ooglid te beweeg, geskiet het, as ek die geleentheid kon gehad het. Jahwe moes my kom wegvat uit daarvan af. Hy moes vir my hierdie, nie vergewensgesind my, maar hierdie berusting kom gee, hierdie bekering van my hart, dat dit nie my werk is om mense te oordeel. Maar ek weet dat Jahwe hulle gaan oordeel, vir al die misdaad en al die leuns en al die moord van hierdie land wat hulle bewerkstellig het. Ja, en vandag het hulle rekenskap al begin, waar hulle nou daar in die doderyk is. Want jy kan nie wees dat jy nie om verskoning kon vra het, vir almal, vir dit wat jy gedoen het nie. Dan kan jy nie, as jy nie iemand kan vergewe, dan moet jy verwag dat Jahwe jou sonde sal vergewe nie. Daarom wil ek vandag na u toe kom en ek wil vir u vra, maak seker dat jou lewe reg is. Nou die dag toe ek in Flippies gesit en gesels en hom gevra het, wat sê jy, wat sal jy vir die mense sê? Toe hy so vorentoe gesit op die sitplek van die pinkbank en gesê, repent. Dit is ook in my en jou lewe, daardie repentance, daardie terugkeer na Jahwe toe. Jy moet nie dink jy's reg nie, jy moet weet jy's reg, geliefdes. En ons het die wonderlikste, grootste, majestieke, onbeskryfbare, onbeskryflike Elohim wat ons aanbid. En hy het my vandag op hierdie bank gesit, hy het my deur al daai jare gevat, en ek het nog baie getuienisse, wat ek later, as Yeshua nog nie gekom het nie, en ek hoop hy gaan nog kom, voordat ek dit vir u kan vertel, hoe hy my beskerm het, hoe hy my gedra het. Maar hy het my dit geleer, want u weet, Saul kom by Dawid en hy sê, maar jy's dit klein man, jy kan nie vir Goliat aanvat nie. Hy sê, nee, ek kan hom aanvat, want met my Elohim spring ek oor 'n muur. My Jahwe kan ek al hierdie dinge doen. Want jy sien, koning Saul, ek het skape opgepas, my pa se skape, en ek het, as die wolf en die leeu hierdie lammetjie gevat het ek hom uit hulle bekke uitgaan haal. Het hy, geliefdes? Ek glo nie. Hy het dit al gedoen, ja. Maar eintlik het Jahwe hierdie bekke van hierdie leeu's en hierdie beer oopgemaak, sodat Dawid hierdie bokkie kon uithaal. Maar dit is sy getuienis, sodat ek en jy kan weet, dat ons hoef vir niemand te vrees,
as ons Jahwe vrees nie. En dis die wonderlikste van alles, dat ons aan hom kan behoort. En ek kan maar net vandag dankie sê vir Yeshua, vir 'n wonderlike getuienis in my lewe, nog al die pad. En ek wil graag vir u vra, u moet ook hierdie getuienisse met ons kom deel. Want dit is awesome, dis wat hierdie volk uit bestaan, geliefdes. En ek groet u van die spruitkerk af, en die weduwee se kruit, en ek sê vir u shalom.